Welkom by dag 4 van ons leesstofbediening, week van gebed. Gister het ons die Vader se hart gesien in sy beweging na die beide die rebel en die verbitterde, wat ons herinner dat ware sielwinning na die gebrokene toe hardloop. Leesstof Evangelis Mary Jane Davids is hier om 'n inspirerende getuienis uit haar bediening te deel. Hi geliefdes, ek hoop dit gaan goed. Die testimonie wat ek wil deel oor hoe ek 'n koorpeteer geword het, was eintlik ek sê altyd my broer het my ambush om 'n LI te word. Maar met die genade van die Here, dis wat die Here my wou gehad het. Min wetend dat dat ek dit eintlik gaan like en dat ek lief gaan raak vir die werk. Het was verlede jaar, was about 2 jaar terug, verlede jaar, 'n jaar voor laas, wat my broer my gerekruut het om 'n LI te word, wat ek net weer kyk toe sê ek besig om LMS 1 en 2 te voltooi en van daar af was dit 'n seëning vir my om die werk te doen. In die begin het ek gedog, ek kan nie verkoop nie, ek weet nie hoe, ek het nie sales experience nie, hoe gaan ek dit reg kry? En lo and behold, net soos die boek Kolpotte Ministry sê, dat die Here is die een wat die werk doen. Die Here is die ene wat voor ons gaan. En hy doen die praatwerk en hy lei ons. En toe ek weer kyk, het ek amper 25, oor die 25 God Kens verkoop. So, net om te wys dat dit nie dat dit nie ek is nie, dat dit die Here is wat voor ons sal gaan. So ek is altyd dankbaar vir die ministry. So wanneer ons deur die boek gaan elke week, wanneer ons ons training doen, leer 'n mens meer en meer oor hoe die Here mense se lewensstuk, hoe mense in die kerk ingekom het, hoe mense in die waarheid ingekom het deur die ministry, deur die LI ministry, deur pamflette wat weggegooi was of 'n boek wat rond lê. Is baie aanmoedigend om dit elke week te hoor en hoe elke week iemand se lewe verander word deur die boek. Ek het onlangs weer eens, jy weet, nou en dan raak 'n mens mismoedig en jy raak bang van, jy het altyd hy vrees van ek kan dit nie doen nie. Maar met die genade van die Here, die Heilige Gees is regtig om ons te help en dan moedig die Heilige Gees net 'n mens aan. Jy weet, en nou en dan stuur die Here ewen die mense na jou toe. So ek was bevoorreg om die Bybelstories te verkoop aan moeders wat hulle kinders homeschool, en albei van hulle het my gesê hoe dit hulle positieflik impak en die verskil in hulle kinders wat dit al klaar maak. So ons prys die Here, man, ons prys die Here vir die printed pages, en ons kan maar net hoop en bid en die Here vra om ons te lei, want in onsself kan ons nie die werk doen nie, maar God lei ons en God help ons. Baie dankie. Ek hoop my testimonie moedig iemand om aan te hou en om nie op te gee nie, van die Here wat ons dien slap nie. Amen. Dit is my voorreg om leraar Werner Eiselin voor te stel. Sy boodskap, getuienis in onsekere grond, moedig ons aan om te fokus op ons plig
om die saad van die woord te saai, met die vertroue dat God verantwoordelik is vir die res en vir die oes. Goeiedag. Teen hierdie stadium het ons al regtig gesien van hoe wonderlik die liefde van die Here is. Hoe hy gegaan het om te gaan soek vir die verlore skaap terwyl hy 99 laat wag het, terwyl hy die lamp aansteek dat dit lig kan gee vir die hele huis. Ons sien hierso van hoe die Vader in liefde uithardloop na 'n seun wat afgedwaal het. Maar dan is daar vrae wat ons nog steeds in ons harte mag hê, terwyl ons wel so diep geraak is deur die liefde van die Vader. En wat dan van grond wat die saad nooit ontvang het nie? Wat dan van mense wat 'n boek ontvang? Hulle het hom, maar hulle maak hom nie oop nie. Wat dan? Wat van die gesin wat Bybelstudies ontvang het en dan net skielik verdwyn het? Wanneer ons oor hierdie goeters vra, dan is dit vir ons altyd reg om terug te blaai na die woord en vir die Here te vra vir leiding daarin. En ek nooi vir jou om saam met my te blaai na Matteus 13 toe. Matteus 13 vanaf vers 3. En voordat ons lees, dan gaan ons die oë gou sluit. Liewe Here, dankie vir u liefde en u sorg. Mag u hand van bewaring op ons wees, as ons die woord oopmaak en lees. Mag u geseënd wees, mag u naam verheerlik word. Raak ons harte aan, soos u goed dink. In Jesus naam asseblief. Amen. Matteus 13 vanaf vers 3. 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. Dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. Die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Hierdie boodskap bring vir ons vandag bevryding. Hierdie boodskap bring vir ons die goeie nuus daarvan dat ons nie self hierdie swaar las van die gevolge, die resultate hoef te probeer beheer nie. Al wat ons hoef te doen is om getroue getuies te wees. Dit is ons plig, dit is ons werk. En wanneer ons hierdie verstaan, dan verloor die vrees vir verwerping sy krag. So die eerste gedagte wat ek dan met u sal wil deel, is dat die saaier het uitgegaan om te saai. Dit is nie 'n spesifieke persoon met 'n lang lys van vaardighede nie. Dit is nie 'n persoon met 'n spesifieke stel papiere agter sy naam, of wat 'n sekere familieverwantskap het of iets. Dit is net 'n naamlose man wat uitgegaan het om te saai. En as ons nou moet dink dat dit is iets wat weerspieël word in Romeine 1 vers 16, dan sê dit: ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Dit word oralster gesaai. Hierdie word vrygewig gegee vir elke een, nie net vir die een van hulle lyk belovend. Hierdie groepie lyk of hulle gaan aanvaar. Ek dink daai persoon is 'n geskikte kandidaat. Enige persoon wat al iets probeer het om te verkoop aan iemand, vir diegene wat al in sulke omstandighede gewerk het, iets miskien as 'n jong kind, toe jy net uit die skool uit is, gewerk in 'n winkel en probeer het om dinge te smous aan mense, en dit is nie op grond van voorkoms nie. Die saad hier, die goeie evangelie saad, word gegee vir ieder en elk, ongeag van wat my benadering mag wees daaroor. Die ander punt wat baie belangrik is, wat hierso kom uit Matteus 13, is dat hierdie saad het lewenskrag, en die saad sal ontkiem, en die saad sal groei, as dit in die grond is. En ons sien in Jesaja 55 hierdie fantastiese woorde, en ek is so dankbaar vir dit is so bemoedigend. Jesaja 55 vanaf vers 10, en sê dit: want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee in die saaier en brood in die eter,
So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dis die Here self wat praat. Waar hy heen dit stuur, dan is daar goeie groei. Wanneer 'n boek, wanneer leesstof gegee word, daai saad, dit sal ontkiem in die regte grond. Dis nie vir ons om te kies watter grond nie, dis vir ons om te kies om net te saai. Ons moet getrou wees. En daai les is verstommend belangrik. Die saaier is getrou omdat hy gesaai het. Nie omdat hy die grootste oes gekry het nie. Enige persoon wat vanuit boerdery agtergrond kom, enige persoon wat familie het wat boer, dan sal weet is dat wat jy daar, die vraag daar is, wat is jou opbrengs per hektaar? Wat is die opbrengs per hektaar? Hoeveel skape kan jy per hektaar dra hierso op hierdie stuk grond? Wat is die draagkrag van jou veld? Hier is dit nie die vraag nie. Die vraag is net, het jy gesaai? Het jy gesaai? Het jy mildelik gesaai? En in Korintiërs, dan lees ons van hoe dit benader word. 1 Korintiërs 3, vers 6 en 7, dan sê Paulus skryf, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar dit is God wat laat groei. Soos dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Elke een van hierdie rolle is geweldig belangrik, maar die sukses is om getrou te kan saai. Die sukses is om vrygewig te saai. Die sukses is om konsekwent te saai. Die resultate behoort aan God. Die saai behoort aan ons. Nou, as ons dink hierso aan, weer eens terug na Matteus 13, hierdie gelykenis word gegee vir die disippels. En dat hulle moet dan verstaan van wat gegee word vir hulle. Matteus 13, vers 18 tot 23. Dan sê hy, luister na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsagtige plekke gesaai is, dis hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir 'n tyd. As daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op goeie grond gesaai is, dis hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die een 100, die ander 60, die ander 30voudig. So, hier is 'n les, dat ons met die braakland breek, dan moet geploeg word. Die saad wat op die pad val, word weggeraap, voor dit nog kan wortel skiet, en die vyand is die een wat dit doen. Maar wanneer harte verhard word deur pyn, omdat hulle die waarheid verwerp, telke male, of jare se geestelike ongevoeligheid, is daar 'n probleem. Maar harde grond kan oopgebreek word, en sal deur die werk van die Heilige Gees oopgebreek word. Hosea sê hierdie vir ons so mooi. Jy kan saam met my gou blaai soontoe. Net na Daniël is Hosea. In Hosea 10, dan sien ons die volgende. Ek is amper daar, ek gee daarom tyd vir ander mense om ook soontoe te blaai, terwyl ek self soontoe blaai. Hosea 10, en dan lees ons in vers 12. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die Here te soek, totdat hy kom in geregtigheid oor julle laat reën. Wonderlik, dis 'n uitnodiging vir die grond self, dit kan gebreek, dit kan sag gemaak word, om gereed te wees daarvoor. As die reën eers geval het vir so klein bietjie, dan kan daar geploeg word. Dan kan daar geploeg word, dat die grond kan oop wees. So 'n boek wat vandag gegee word vir iemand, word dalk maande, selfs jare later eers oopgemaak word. Maar moenie moed verloor nie. Daai saad is daar, daai grond sal omgeploeg word, en op die regte tyd, dan sal dit ontkiem. En die rotsagtige grond, dan sien ons, is dat hy ontvang graag die wortels, met groot opgewondenheid. Maar daar's nie diepte in dit nie. Die Jesus
spreek dan dit aan van waarvoor ons werklik lief is in die bergpredikasie. In Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan twee here dien nie. Hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die ander een aanhang, of die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon lief hê nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Die rotsagtige grond en vat hulle, dis 'n klein bietjie groei wat kom, maar dan belangstelling in ander dinge maak dat dit nie werk nie. Daar is agter maniere van hoe mens dan kry dat daai wortels dan dieper gaan kom en dat toewydingsboeke wat mens kan gee vir hulle, 'n boek soos Healthy Foods byvoorbeeld of Peace Above the Storm, die gedagtes so sekerheid in tye van onsekerheid, daai maak dat mense se wortels dieper kan gaan en dat hulle dan op die regte tyd by die regte saad sal laat ontkiem. Die saad saai as 'n volgende gedagte, die saad saai of die saad lewer vrug op. Dit sal. Maar selfs goeie grond lewer nie dieselfde hoeveelheid elke keer nie. Dis nie 'n mislukking nie, daar is net 'n diversiteit van mense, daar's 'n verskillende plekke waar hulle is. En soos grond verbeter word, dan kan hy nog meer vrug dra. Soos wat hy vrug dra, dan sal daar nog meer kom. En Jesus praat daarvan in Johannes 15. Johannes 15 met 'n verwysing na die wynstok. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan in vers 8 dan sê dit, hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos wat ons vrug dra, dan sal daar meer vrug gedra word en dan sal daar opgebou word aan dit. So goeie grond ontvang saad en laat dit vermenigvuldig, maar herinner jouself daaraan van wat die werk is. Saai, 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 saai. Die resultate is in die hande van God. Die saai is in ons hande. En hier kom dit by die bevryding. Die fokus is op die opdrag, nie die oes nie. Ek sê dit weer, die fokus is op die opdrag, nie die oes nie. Ons hoef nie bang te wees daarvoor dat mense vir ons nee gaan sê nie. Ons sal toelaat, net om die saad daar neer te sit en op die regte tyd, die Here maak dit sag, dat dit sal ontkiem. 1 Korintiërs 4, as jy saam met my soontoe sal blaai, geef ons weer 1 Korintiërs 4, vers 2. Verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind mag word. Getrou. Dis al. Nie suksesvol nie. Nie dat ons kan sê, kyk hier is al die mense wat ek saam met my gebring het nie. Ek moet getrou wees, want ons weet nie waar ons self in die proses bevind nie. Is ek die eerste persoon wat net hier verby gekom het? Is ek 'n persoon wat al hierso nou gaan water gegee het, nadat daar saad gesaai is lang tyd terug? En hierdie is dan 'n ander gedagte wat by my opkom, terwyl ek nou besig om daarvan te praat. Op geen stadium ook kan ons roem om te sê, is dit, maar kyk van wat 'n wonderlike werk het ek gedoen. Glad nie. Wie het begin? Wie die eerste saad gesaai? Hoe lank is dit daai saad wat al daar lê? En dalk is ek net die persoon wat gelukkig genoeg was om dit te aanskou. My plek is net om te bly saai. En onthou, daar is 'n onsigbare groei wat plaasvind. Dit is nie net die blad wat uitkom, wat nou die belangrike gedeelte is nie. Die wortels daaronder is van kardinale belang. En ons sien dat in Matteus 13 met die gelykenis, die wat daar in die rotsagtige plek is, het geen diepte van wortel gehad nie. Maar kom kyk gou hierso saam in 1 Tessalonisense 2, hierdie pragtige gedagte. 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Dit werk. Hy groei diep, en soos wat hy wortels diep groei, dan is daar vrug wat uitkom. Daar word vertel dat 'n
'n bamboesplant 'n geweldige hoeveelheid groei kan gee. Dit kan sigbaar, kan dit oornag, kan hy opskiet. Maar die geheim is dat hy het al voor dit wortels afgeskiet. Sy wortels het diep gegroei. As gevolg van die diep wortels, dan kan die loot groei. As gevolg van die goeie wortels, daai wortels wat diep is in die goeie grond, kan daar goeie vrug gedra word. Moenie gaan op dit wat slegs sigbaar is nie. As nog 'n gedagte, volharding bring versekering. Geliefdes, volharding bring versekering. En as ons in Galasiërs kyk, dan sien ons 'n belangrike les in die. Galasiërs 6, vers 9, sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Al is die resultate wat, ons moet aanhou. Alles gebeur op die regte tyd. Dis dalk nie die seisoen wat ons gekies het, volgens ons eie tydlyn nie, maar God se seisoen sal kom. Die reën sal kom. Die oes sal kom. Ons maak onsself net gereed om daai oes te ontvang, wanneer dit gereed is. Geliefdes, hierdie week is ons harte geraak deur die beeld van 'n God wat soek, wat ons dra, wat hardloop na ons toe. En vandag dan sien ons hoe ons in hierdie storie inpas. Ons is die saaiers. Ons gaan uit met saad wat lewend en kragtig is. Saad wat in staat is om 30 en 60 en 100voudig selfs vrugte kan oplewer. Ons saai mildelik, vrygewig, sonder om vooraf te bepaal, sonder om onsself te beperk. Ons gee. Ons werk nie op grond van, nee, in my geheue, dan weet ek, daai veld was hard glad nie. Hierdie saad is sterk. Hierdie saad is kragtig. Hierdie saad sal vrug oplewer tot eer van die Here. En nou het ons 'n belofte wat in 2 Korintiërs 9 is. 2 Korintiërs 9. Wat 'n wonderlike ding is dit nie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat ons die woord kan lees en daardeur bemoedig kan word. 2 Korintiërs 9 vers 6, dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal volop maai. En al struikel ek oor my woorde soos ek nou daar gedoen het. Ons weet die belofte is daar. As ek volop saai, sal ek volop maai. Saai voluit. Moenie versigtig wees nie, moenie selektief wees nie, moenie probeer om dit perfek reg te kry nie, saai net. God wat die saad vir die saaier gegee het vir ons meer as genoeg gegee om te deel. Dieselfde God wat brood vir die hongeres gee, dieselfde God wat daai gedoen het, het harte reeds voorberei, meer as wat ons kan voorstel, op onverwagse plekke. Neem vandag jou saad, gaan saai, vrygewig, met vreugde, met volharding. Vertrou op God, dis hy wat laat groei. Liewe Here, magtige God, mag u hand van bewaring rus op u diensknegte en u diensmaagde. Mag hulle aan u vasklou, mag hulle, liewe Here, met vrymoedigheid saai. Dankie dat u is wat hierdie oes sal oplewer. Seën u kinders, ek bid in Jesus naam. Amen. Dankie leraar Eiselin dat u ons vrymaak van die angs oor resultate en ons fokus terugbring na getroue saaiwerk. Assistent uitgewersdirekteur Janie Skooman sal ons in gebed voortgaan. Bid asseblief vir almal wat leesstof ontvang het, maar nog nie gereageer het nie, dat die saad in hulle harte wortel sal skiet. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom na u toe. Wat u is ons Vader, is ons krag, u is ons leidsman, Here. En ons vra vir 3 punte vandag, wat u asseblief ons sal help in die uitgewersdepartement. Here, ons bid dat ons sal soos 'n Daniël staan en werklik uitgaan om hierdie boodskappe te verrig. Laat ons die literatuur sal uitgee en verkoop ook, Here, dat ons mense sal
regmaak vir u wederkoms. Ons bid ook vir elke persoon wat 'n boekie, 'n pamflet sal ontvang, dat die Heilige Gees opnuut met hulle sal werk op hulle harte en dat hulle besluite vir Jesus sal maak. En dan bid ons ook, Vader, vir uitstorting van die Heilige Gees soos nog nooit tevore nie, op die uitgewersbediening, die spanne wat hulle ook sal help, die kerkslidmate wat hulle ook sal help om hierdie werk laat te maak. Vader, ons kom net na u toe en ons sê dankie dat u ons gaan help en dankie dat u ons gebede sal verhoor. In Jesus naam. Amen. Dankie dat u gekyk het. Môre is leraar Reinhard Botha ons spreker.